baie welkom. Dit is so lekker in die hartjie van die winter, maar die Here se evangelie is altyd warm. So baie welkom ook vanoggend. Jy sal sien dat ek ook so 'n bietjie gaan gesels oor die doop. Ons het Sondag wat kom 'n wonderlike doopgeleentheid en hierdie teks is so gepas, so Romeine 8 van vers 12 af, dat ons ook bietjie stil staan by hoekom het die Here vir ons die doop gegee. So kom ons maak ons oë toe. Ondersoek my, o God, U ken my hart, toets my, U ken my ontstellende gedagtes, kyk of ek nie op die pad van verdriet is nie en lei my op die ewige pad. Amen. En dan groet die Here ons en hy sê genade en vrede vir julle. Hierdie groete kom van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. As 'n mens so oop voor die Here staan en sê ondersoek my Here, hier staan ek, dan is dit nogal lekker om die Bybel te lees, ook met dieselfde gesindheid. So ek wil jou nooi en sê, Romeine 8, daarby vers 12, ons lees vers 12 tot 25, lees dit gerus saam met my. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor 'n sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en daarom, omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Selfs die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as eerste gawes van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nog nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Ons lees tot sover toe die Here se woord. Here, baie dankie vir die Bybel, en dankie ook vir die Bybel in Afrikaans, dat ons dit in ons eie taal kan lees. Dankie dat U met elkeen van ons praat, en vanoggend wil ons net weer vir U vra, Here, bemoedig ons, versterk ons, en gee ons hierdie sterk geloof en hoop, dat ons voluit kan leef. Amen. En so kom ek toe nou by 'n treinstasie aan. Nou het ek 'n aktetas, maar hy swaar, en ek weet nou al daar waar ou sit, is dit irriterend. So ek vra vir die een portier wat daar werk op die trein, hoorie, is daar nie 'n bagasiekompartement waar ek my aktetas kan ingee tot daar waar ek afklim nie? En die ou kyk my so, en hy vat my aktetas, en hy gooi hom so op die plafon neer. Hy sê, meneer, dis wat hulle met jou tas op Johannesburgstasie gaan doen. En hy gryp hy aktetas, en hy slaat hom so teen die trein, hy sê, meneer, dis wat hulle op Vanderbijlparkstasie met jou tas gaan doen. En hy spring bo op die tas, doef met al sy voete, en hy sê, meneer, dis wat hulle op Bloemfontein met jou stasie, met jou aktetas sal doen. En ek sal jou glad nie aanbeveel om daar toe te ry met jou tas daar nie. Ek dink ek het maar my tas by my gehou.
Nou weet jy wat, ons lewe lyk net so, né? Dit ou voel of jy hierdie beating, hierdie straf kry aan mekaar. Dan hoor ons van die oorlog in Palestina en die oorlog in die Oekraïne. Net voor dit was dit COVID gewees. Daar's hier verskriklike korrupsie in Suid-Afrika wat 'n mens so seer maak. Daar's die moorde en die geweld en dat jy bang om ergens heen te ry, op enige plek te kom. Ons as Christene loop op dieselfde grond as alle ander mense. Ons asem dieselfde lug in as ander mense. Ons kry dieselfde virus en ons drink dieselfde water. Ons loop na dieselfde winkels toe. Ons kyk dieselfde flieks op Netflix of DStv. Ons kyk na dieselfde sport en ons het dieselfde regering met hierdie verskil. Ons loop die pad saam met God. Hy vergesel ons. Hy bewaar ons en hy regeer deur ons. Dis wat hierdie eerste gedeelte sê, daarom broers, staan ons dan vas. Dis net dit, God is saam met jou. Deur die werk van die Heilige Gees is God saam met jou. God die Heilige Gees werk op so 'n wonderlike, sagte manier met 'n mens se lewe. Hy's 'n gentleman, hy lei jou en hy gee jou wysheid, hy's jou mentor, hy's jou leermeester, hy's jou gids in die lewe. En daarom is dit so lekker om te leef, terwyl ons weet die Heilige Gees lei ons. So hierdie teksgedeelte wil kom en sê, dink aan die Gees van God, en onthou dat jy aangeneem is. Kyk vers 14 tot 17, onthou dat jy aangeneem is. Hoe weet jy? Wel, om daai vraag te antwoord, moet ek jou eers terugvat na dit wat Paulus 'n gedagte gehad het. In Paulus se tyd het 'n aanneming anders geloop as nou by ons in die hof. Daar moes 7 mense teenwoordig wees. Sê nou maar ek wil 'n kind aanneem, dan nooi ek 7 volwassenes om by te wees. En dan sê ek vir hierdie kind, ek verklaar vandag dit, ek jou pa is en dat jy my kind is. Dan is daar 7 getuies. Sou iemand ooit sê, wie is jy en wie is jou ouers, sal daai getuies opstaan en sê, ek is daai kind se ouer. Soos ek en jy, God se kind. Maar daar's nie 7 mense nie, maar die een wat met 7 lampe uitgebeeld word in Openbaring. Die Gees van God is ons getuies. Die ander ding wat baie interessant is dat so 'n aanneemkind mag nie weer, sy aanneming mag nie kwytgeskel word nie. Hy bly vir altyd kind en hy moet gelykwaardig met die ander kinders erf. Hierdie ouer kan nie besluit te sê ek maak jou groot, maar jy gaan nie erf nie. Hy moet gelykwaardig erf. So as hy hier kom en hy sê, maar die Gees as getuie is woon in ons en hy maak dat jy sê God is jou Vader. Dan moet jy weet, dis omdat God jou aangeneem het voor die beste getuies wat daar bestaan in die hele skepping. En jy dra sy merk en jy dra sy naam. Jy weet, nou dink ek sommer skielik. Iemand vertel eenslag, hy het by mense gekom, dis op 'n golflandgoed en op die landgoed is daar geen heininge nie. En natuurlik is my eerste vraag, nou wat maak jou honde? Die ou lag, hy sê, weet jy, nee, hulle het 'n elektriese draad wat onder die grond gelê is op jou grens. En dan word daar 'n elektriese boortjie om die hond gesit. En as die hond oor die draad wil beweeg, dan skok het hom, dan hou dit hom terug. En honde leer baie gou. Hulle hardloop tot daar en dan stop hulle. Hulle probeer nie eers om naby daai skok te kom nie. Hulle hou glad nie daarvan. Hy sê, maar toe het ek nou 'n interessante ding gesien. Jy weet, nou is daar 'n klomp mense met 'n klomp worshonde, maar daar worshonde het nou daar teen die rivier gaan baljaar, en hulle het geblaf en gespeel en gejaag. Daai golden retriever wou mal word, maar hy lê 'n meter van daai grensstraat af. Man, ek kon eintlik sien hoe dat die koeil uit sy bek uitloop, van verlange, want hy wil ook so speel, en hy wil ook gaan jaag, en hy wil ook daar wees. Hy het soveel energie, maar hy lê nie daar, hy lê nie doodstil, en hy kyk en hy kyk. Ek het soveel keer gewonder, hoeveel krag, hoeveel skokke sal hy hond deurstaan, om oor die heining te kom,
om te kom saamspeel, maar hy het nooit nie. Ek gaan toe na die eienaars toe, en ek vertel vir hulle, en hulle lag en hulle sê, weet jy, daai krag is al vir 3 weke af. Maar daai hond is nog 'n gevange binne sy erf. Hy het nog nie agtergekom dat die krag is af en hy is vry. Hy is totaal al vry nie. En hier wil ek by die doop inkom en vir jou sê, God die Heilige Gees kom woon in ons. En God gee aan ons sy doop en die een groot boodskap is, jy is vry. En jou doop help jou soveel dat jy kan besef, jy is vry. Krag is lankal af. Christus het ons vrygekoop. Die Heilige Gees is jou getuie, wat binne in jou woon, en wat vir jou fluister en vir jou sê, Jesus het betaal vir al jou sondes, jy is vry. Maar so kom die doop, en hy is die bewys, die fisiese, sigbare bewys, dat ons vry is. Dis 'n publieke, tasbare bevestiging van jou plek in die huisgesin van God. Dat God gesê het, hy is jou vader, dat hy gesê het, jy is sy kind. Hoor net weer Galasiërs 3 vers 26 en 27, maar jy moet dit self lees. Deur geloof is ons kinders van God, en het ons Christus se klere aangetrek. As ek Christus se klere aangetrek het, dan lyk ek soos Christus, dan is ek soos Christus. Die Gees sê van binne af, ek is vry, die klere wat ek buite aan het, die doop, sê van buite af. Die doop red nie, jy weet dit, ek weet dit ook, die doop red nie, dit bevestig net. Saterdag sal ons dit weer sien. Saterdag sien ons nou weer, hoe dat mense springbokklere aan het, groen en goud dra. Ek is trots op die bokke. Sigbaar vir almal. Ek assosieer. Dis dieselfde met die doop. Die doop red nie. Springboktrui maak nie van my 'n springbokspeler nie, maar dit sê my in watter span ek is, dit sê my van watter huisgesin is ek deel. Ek is deel van God. Jesus Christus het die oorwinning behaal. Dan as ek sê die doop red nie, dan sê hy meer. Hy sê nie net jy is gered nie, hy sê ook jy behoort aan. Daai klere aantrek beteken ek is deel van 'n spesifieke span. Romeine 6 vers 3 en 4. Dat ons in sy dood gedoop is, en dat ons daarom ook, toe hy uit die dood uit opgestaan het, in 'n nuwe lewe in opgewek is deur die Heilige Gees. Dis nie net iets wat hy fluister in my en jou oor nie. Hy woon in ons en hy het dit vir ons kom gee. Ek wil weer sê, die doop is nie toorwater nie, maar dit sê, dit is klaar afgehandel. Die krag is lankal afgesit, jy's vry. Jy kan hardloop waar jy wil. Handelinge 22, as hulle daar met Ananias praat, en Ananias kom tot geloof, dan sê hy, hoekom wag jy nog? Kom, staan op, dat jy dadelik gedoop word. Jy is reeds vry verklaar. Dra die teken van jou vryheid. En in 1 Petrus 3, die afwassing, was ons skoon, dat ons 'n rein gewete voor God het. Ons is regtig vry. Dis wat die doop vir ons sê. En dan sê die doop natuurlik, ek is so vry as wat jy is, so gehoorsaam en bly is jy ook. As jy in Handelinge 2 gaan lees, laat julle doop. Broers, wat moet ons doen om gered te word? Laat julle doop en wees bly en wees gehoorsaam binne God. So hier is die doop. En God gee dit vir ons as 'n teken wat ek kan sien, wat ek kan voel, dat ek kan weet ek is sy kind. Maar dan gee hy ook sy Gees in ons binneste. C.S. Lewis het so mooi gepraat. Hy sê, if you think about God the Father, then he's out there somewhere. God the Son, then he is alongside you, with you, helping you. God the Holy Spirit is inside you and behind you. He picks you up. So he is the go-between God. En dis eintlik die woordjie waar ek wil by uitkom. Go-between God. Die tussenganger God. Hy is die tussenganger, God die Heilige Gees. Lees maar weer daai teks. Hy is die tussenganger tussen my verlede en my hede en my toekoms. Hy gaan na my verlede toe en dan sê hy, dis 'n ander bedeling, daai dis verby. Skryf dit af.
Jy's nou in die Here, jy's nou nuut gemaak, jy's skoon gewas, jy's 'n nuwe mens. Kom ek vertel jou, ek gaan haal so ietsie van jou toekoms. Jy het 'n hoop, jy het 'n wonderlike hoop, want jy het die ewige lewe saam met God. Dit is wat die Heilige Gees binne in ons kom doen. Maar hy is nie net die tussenganger tussen my verlede, hede en toekoms nie. Hy is ook 'n tolk. Kyk vers 23. Hy is die tolk wat God se woorde in my gedagtes laat fluister. Ek het net nog gesê, hy is 'n gentleman. Hy skree nooit op ons nie, maar hy stap saam met ons. En weet jy, in hierdie swaar wêreld, né, waar ons soos sy aktetas voel, wat neergegooi en opgespring en geslaan en alles word, kom maar tye waar ek net sug. Dan is hy die tolk wat my suggebed aan God vertaal. En natuurlik is hy dan ook, derdens, my metgesel. Hy help jou. Hy gee jou wysheid. Jakobus sê, as iemand wysheid kort kom, moet hy dit van God vra, en God sal dit aan hom gee, sonder voorwaarde, sonder verwyd, sonder enigiets. Hy sal dit net vir jou gee. Dit is die Gees van God wat hierdie wysheid in ons gedagtes sit. Hy is die metgesel wat saam met my gaan, wat in my ore fluister. En hy het van hierdie wysheid gepraat. So kom 'n jong ouetjie, hy en die meisie gaan uit, en ergens het tussen hulle twee het die tyd van die aand verkeerd gewees. So hy het vir haar gesê, ek tel jou 5 uur op, as hy het gedink is 7 uur. So toe hy 5 uur in die deure klop, toe lyk sy of sy het 'n spook fliek uit ontsnap het, haar hare staan so, sy haar vingers in die muurprop gedruk het, en sy het nou nog amper haar japon ook aan, so, en sy maak die deur op, en sy het nie eers ver van haar gesig of iets nie, en sy skrik toe nog, toe lyk sy natuurlik nog erger, en sy weet nie wat sy moet doen nie, maar sy sê toe vir hom, nee, maar sy het die tyd verkeerd, maar hy moet nog maar wag tot sy klaar is, so hy gaan sit toe nog maar, en wag, daar in die sitkamer, nou gil sy uit die kamer uit vir hom, nou vra sy vir hom, het jy geskrik vir wat jy gesien het? Hy sê so ewe van, nee, dit het vir my gelyk asof daar iets moois gaan uitkom. Nou, is dit nou nie 'n man is met baie wysheid nie, nee, dit het vir my gelyk soos iets moois wat daar gaan uitkom, en so fluister die Gees wysheid in ons gedagtes, en hy leer ons hoe om op te tree, en om mooi dinge op die mees interessantste tye te sê. So ek wil vir jou sê, hierdie gedeelte, en die doop as bewys, en die Heilige Gees as getuie binne in ons, sê vir ons, Jesus het jou gered, nie net op papier nie, maar in ons lewe. Jesus het nie net op papier vir ons gesterf en betaal vir ons sondes nie, maar in ons lewe het hy ons kom vry maak. Die Heilige Gees gee ons vryheid om voluit te kan leef, in oorgawe. En hy is besig om iets moois te maak in my en jou lewe. So in hierdie lewe, waar ons hierdie aktetas tyd beleef, wat met heen en weer vlieg en op en af gespring word, waar ons hierdie krisisse beleef, waar ons uitdagings beleef, waar ons geboortepyne beleef, gebeur met ons baie keer wat met Ernest Hemingway regtig gebeur het. Hy het begin skryf, en hy het al sy manuskripte in 'n aktetas gehou, en toe raak die tas weg. Hy het net gesê, ek gaan in my lewe nooit weer skryf nie, tot daar 'n vroukie met hom baie mooi gepraat het, en sy het vir hom gesê, en skryf maar weer jou verhale. Skryf hulle. Weet jy, iets baie moois gaan gebeur. Die slegte kolle in jou verhale gaan jy vergeet. Jy gaan dit nie neerskryf nie. En die mooi dele van jou verhale gaan jy nog mooier skryf. So die manuskrip wat jy nou gaan bring, gaan mooier wees as die een wat jy van tevore geskryf het. En met hierdie hoop, en met hierdie aanmoediging wat sy vir hom gegee het hy hierdie bekende skrywer geword, en hy sê dit ook. En soos hierdie vrou vir hom moed gegee het, so is God die Heilige Gees, die tussenganger God, wat vir ons hoop gee. Lees die laaste gedeelte wat ons gelees het, daar van vers 20 af. Solank as wat daar hoop is, solank as wat die tussenganger God vir ons hoop gee, en ons weet wat voor ons lê, stap ons saam met God hierdie pad tegemoet. Is ek en jy opgewonde oor wat môre voor ons lê. God is ons toekoms. Kom ons bid saam. Dankie Here. Dankie vir die liefde en genade. Dankie vir die trou. Dankie dat U vir ons vashou. Dankie dat U vir ons die doop gegee het as 'n teken, dat ons weet dat dit klere is wat ons aantrek, dat ons U identiteit dra. Maar dankie ook dat U Heilige Gees in ons kom woon
en dat U dit ook vir ons in 'n getuienis bevestig, en dat ons weet, ons behoort aan U. Daarom sal ons U altyd loof en prys. U is ons God. Ons is U kinders. Amen. As jy vir die Here wil dankie sê met 'n dankoffer, is ons elektronies gerad. Jy kan dit inbetaal by die kerk en ons sal jou dankoffer in die koninkryk van God reg gebruik. Maar die erediens eindig nie hier nie. Die erediens gaan nou net in fase 2 in. Die Here wil sy hande op jou skouers sit en hy wil jou seën en hy wil vir jou sê die tweede deel van hierdie erediens buite in die gemeenskap gaan nou plaasvind. So ontvang ook sy seën so. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons tussenganger God, by ons wees. Amen.